Baie van ons is baie bewus daarvan dat dit donderdag hemelopvaart was. Party het dit nou nie so goed onthou nie. Onthou julle nog in die ou Suid-Afrika was dit 'n vakansiedag. En omdat dit 'n vakansiedag was ons bewus daarvan dat dit 'n spesiale dag was. Nou ja, baie van ons in elk geval niks gedaan gedoen nie en baie van ons het 'n diens bygewoon of daarom net 'n oomblik daaraan gedink dat dit die dag is waarop die Here na die hemel toe teruggegaan het van waar hy gekom het. Dat hy in 'n wolk opgeneem is. Volgens wat ek dink in my geestesoog, hierdie heerlikheid wat hy weer gaan beleef, te groot was vir mense om te sien. Dat hierdie verandering van aardse na hemelse nie vir 'n mens beskore is om te sien nie. En te groot is. En net soos die Here telkens in die Ou Testament in 'n wolkkolom gesluier was vir mense. Want hulle kon hom nie direk sien nie. So lyk dit vir my die heerlikheid van Christus al meer geword soos hy na die hemel toe opgevaar het, sodat mense nie sy heerlikheid weer kon sien nie. Hoe dit ook al sê, hy is in die hemel opgeneem. En dit word vir ons beskryf in Handelinge 1 vers 9, in Lukas 24 en in Markus hoofstuk 16. Interessante deel vir my is net voor die beskrywing van die hemelvaart in Markus, is hierdie volgende lering van Jesus opgeteken. Hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Die volgende wonderteken sal voorkom by die wat glo. In my naam sal hulle duiwels uitdrywe. In ander tale sal hulle praat. Hulle hande sal hulle slange optel. En as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Hulle sal siekes die hande oplê en die sal gesond word. Nadat Jesus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem en het hy aan die regterhand van God gaan sit. Hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig. En die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur wondertekens wat daarop gevolg het. 'n kragtige gedeelte uit Markus 16, waar ek baie keer verwonderd staan oor hoe gebrekkig my ander gelowiges wat ek ken se geloof is, dat ons nie uitgaan en hierdie wondertekens, asof ons moet wonders doen, weet ek nie altyd nie. Of ek glo dit is moontlik, ja natuurlik glo ek is moontlik. Inteendeel van dit het ek al beleef. Die vraag is eintlik, moet ons dit nie baie meer beleef, sodat ons bewus kan wees van die krag van die naam van Jesus Christus. Die naam wat bo elke ander naam verhef word, soos die skrif ons leer. En dan natuurlik kragtig uitgaan, voordat hy weer kom, want ons lees duidelik hierop staan, dat hy in die hemel opgeneem is, Handelinge 1, Lukas 24, dat hy weer sal kom soos hy opgeneem is, en hierdie wolk wat hy opgeneem is, soos hy weer terugkom, om die aarde te kom beoordeel, mense op die aarde. Maar intussen tyd het ons die geleentheid, net soos die gelowiges van ouds, om oral te gaan en die evangelie te verkondig. Vir elkeen van ons 'n wekroep, 'n oproep, om nie net die kennis wat jy het vir jouself te hou nie, maar ook aan ander te gaan verkondig, met mag en mening. Mag het elkeen se lewe waar word. Mag elkeen van julle nie net vandag beleef as die tyd waar ons die hemelvaart herdenk nie, maar ook die tyd waar ons weer eens bewus gemaak word van dat ons gelowiges as getuies van die Here 'n taak, 'n plig, 'n dankbaarheidsplig het om te gaan getuig van die werking van Jesus op hierdie aarde.